Kom binne gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou hou, Pasella gaan sien. En nog 'n lekker Pasella doen Dieter Frogging in die Oos-Kaap. Maar dan se nooit gaan opsit by die vlei. Tafelberg is waar Christel stap en Lenel klim. Joanne Strauss gesels oor haar seentjie. Ongelooflik hoe 'n mens se oë oop gaan as jy nou ma word. Susan Beyers wys haar huis en Loukie Rothman speel sy treffers. Like these fires. Nou weet julle wat gebeur. So hier gaan ons. Ons kuierhuis vir die week is in Higgovale, Kaapstad en sy naam is The Avery. Die voorstad lê pens en potjies in die skadu van Ou Tafelberg. Dis amper asof 'n mens in 'n boomhuis sit. Ons moet versigtig wees dat ons nie deur die blare raak nie. Hi girls, ek wil nie julle partytjie bederf nie, maar dis werkersdag en ons het werk om te doen. Okay. Girls first. Die plan is, soos altyd, dat ons ontwerpspan vir die week die tafel en kos moet laat aansluit by die omgewing en die kuierhuis. Nou julle, ons het wonderlike idees waarmee ons hierdie partytjie kan begin. Kom ons deel dit 'n bietjie. Ja, ons het nou hier deur die huis gestap en deur die tuin en hier's baie plante, baie teksture en kleure en natuurlik 'n botaniese tema sal baie goed werk. Definitief. Ek wil graag speel met kontrasterende kleure en teksture en definitief vrugte. Wel, ek verstaan hoe jy die botaniese aspek by die tafel kan inbring, maar hoe gaan julle dit by die kos inkorporeer? Ons is mal oor om natuurlike elemente in ons kos te inkorporeer. So vandag, hoe anderste as om blomme en blare te gebruik? Want dit klink lekker kreatief. Maar Willie, wat maak jy dan hier? Hier is mos al genoeg bome geplant. Hi Lenel. Ek het dan altyd gedink julle geniet dit om saam met my te kuier. Ag, Willie, dit is altyd 'n plesier om met jou te werk. Ek moet sê julle is reg, hier is baie bome, maar vandag het ek 'n plan met 'n ander tipe boontjie, 'n bonsai boontjie. So terwyl julle aan die werk spring, Op Werkersdag. gaan ek en Christel so lank Higgovale en die area verken. Lenel begin met rotsklim by 'n quarry bietjie hoër op in Higgovale onder Tafelberg. Dit was eers 'n skietbaan, maar vandag is hier 15 rotsklimroetes wat almal wissel in moeilikheidsgraad. Lenel, ek sien jy's nou lekker uitgekit en reg vir aksie. Dankie Chris, maar voor ons wegspring, ek weet daar's 'n graderingsstelsel, maar hoe werk dit? Die graderingsstelsel gaan vanaf 0 tot by in Suid-Afrika is die moeilikste 34. Hier by die Higgovale Quarry het ons van omtrent 12 tot by 29. Die 29 is vir die ervare klimmers en die 12 dis waar ons gaan begin. Jy sê dis 'n beginnersroete, maar vir my lyk dit steeds 'n bietjie rof. Dit lyk half moeilik nou, maar dit is baie handplek en trapplek om jouself bo te kry. So jy wil vir my sê dat ek 100% veilig is met hierdie tou en die balts teen die rots hang. Hierdie balts is in die granietrots ingeboor en met epoksiegom daarin gesit. En selfs as jy jou greep verloor, is jy heeltemal veilig. Ek voel omtrent soos 'n bergbok hier teen hierdie hang uit. Die eerste hakke is in 1994 hier ingeslaan en is onlangs vervang. Vir rotsklim is die tipe rots belangrik. Graniet soos hierdie is hard en hou die hakke goed. Wel gedaan, Lenel! Ek moet sê ek is omtrent trots op myself. Maar rotsklim is nie al wat in die area aangebied word nie. Met Tafelberg in jou agterstoep is daar natuurlik baie staproetes wat jy ook kan volg. Lenel is die waghalsige een. Ek geniet dit meer om so lekker in die natuur in te gaan stap. Ja nee, en jy hoef nie in Tafelberg uit te klim om die natuur skoon te kom geniet nie. Jy kan sommer van die korteres uit die voorstad uit kom aanpak om die plantegroei te kom geniet. Soos byvoorbeeld die boom hier voor ons wat bekend staan as die buksharde-blaar. Soos 'n mens kan aflei van die naam, kan jy verwag dat die boom 'n harde blaar sal hê. En die Khoi mense het dit ook genoem die maagpynbos omdat hulle dit gebruik het om hul maagpynkwale te verlig. So het hulle dit dan half van 'n teetjie gemaak. Ja, hulle het dit gekook en dan gedrink. Christel en Richard stap in die Tafelberg Nasionale Park se D-Park. Dit is tussen die berg self en Higgovale en hier is 'n klomp roetes van gemaklik tot 'n bietjie moeiliker, maar beslis almal reg vir mens en troeteldier. Richard, en hierdie lyk nie juist baie funksioneel nie.
Wie jy Christel met die onlangse vieren wat ons hier op Tafelberg ervaar het iemand de 10 in hier gesit om mense meer bewus te maak dat fynbos hoogs vlambaar is. O, so dit is funksioneel en dan nog 'n bietjie kreatief. Ja, nee, beslis. Tyd vir so 'n bietjie van 'n blaaskans. Ja, veral hier onder die lekker gesuis van die dennebome. Maar weet jy Christel, hierdie dennebome is eintlik uitheemse plante. Hulle kom oorspronklik uit Frankryk uit. Die spesies wat ons hier het is Pinus pinester. Mense het gevind dat die berg bietjie vaal en vervelig lyk en nie genoeg groenigheid het nie, toe het hulle besluit om die denneplante aan te plant. Maar min het hulle geweet die negatiewe effekte wat hierdie uitheemse plante op die inheemse plante gaan hê, soos byvoorbeeld dennebome gebruik water vinniger en hulle gebruik ook die voedingsstowwe in die grond ook vinniger en meer effektiewer as die inheemse fynbosplante. En op die einde van die dag is dit die inheemse plante wat daaronder lê. Wel, van 'n staproete na 'n ander soort avontuur met Dieter in die Ooskaap. Sy avontuur is meer van 'n glibberige soort en daarvoor kuier hy in St. Francis Bay, sowat 'n uur vanaf PE. Dieter is hier vir frogging. Dis 'n uitstappie wat jy in die nag doen om paddas te soek. Soos voelkyk, maar net bietjie natter en donkerder. Julle, hier's paddas vir Afrika. Dit klink soos 'n paddakoor. Jy kan frogging in die dag ook doen, maar snags is die paddas meer aktief, so jy sien hulle makliker. Paddatjies, paddans en nooit gaan opsit by die vlei. Ja, opsit kers kon hulle nêrens kry. Dieter, ek het die eerste een. Hey. Jo. Okay, ons noem hierdie een die Eastern Leopard Toad. Hy is net hier langs die water op die grond. Nou, ons kry twee verskillende leopard toads. Jy kry die Western Leopard Toad en die Eastern Leopard Toad. Nou, die Western Leopard Toad is in die Weskaap, maar hierdie Eastern Leopard Toad is in die Ooskaap. Ja, ek kan sien hy het nogal die kolle net soos 'n luiperd. En hy is 'n baie kleintjie. Hulle kry baie groot, net amper soos my hand. Maar as jy hier kyk, net agter die oor, jy sien 'n klier. Dit is giftig, maar vir ons is reg, maar vir die diere. As 'n kat en 'n hond hierdie padde eet, dan moet jy reguit na die veearts toe gaan, want hierdie kan 'n hond en 'n kat doodmaak. En hierdie is die een wat in swembadde gaan en op mense se tuine is. En as jy hom in jou tuin sien, los hom daar. Hy kan weg van die water wees vir 'n lang tyd. Jy praat so mooi van 'n toad en 'n frog. In Afrikaans het ons net 'n padda. Wat is die verskil? 'n Padda jy kry altyd in die water, en 'n toad meer op die grond. Maar al toad is 'n padda, maar nie al paddas is 'n toad nie in Engels. So all toads are frogs, but not for all frogs are toads. Wel, dis nou baie oulik. Al wat fout is hiermee is dat ek nog een gevang het hier. Dit jy moet vinnig wees. Hoe moeilik kan dit nou wees? Daar is 87 padda-spesies in Suid-Afrika, waarvan 56% endemies is. In die area kry jy 15 soorte. Dieter, ek het een. Ek glo dit nie. Nog een. Hoe doen julle dit? Nee, ons volg die geleide, Dieter. Vir my na geheime taktiek. Ja. Jy oefen al lank. Ja. Wat het jy? Die painted reed paddatjie, sy kleur verskil by die ander plekke se paddatjies. En ons kry hom net in hierdie area, hierdie spesifieke kleur van hier tot by Jeffreys Bay. Ek sien hy het rooi pote, beteken dit dat hy giftig is? Nee, hy's nie giftig, Dieter. Hy's eintlik 'n baie vriendelike paddatjie. Hy kom so voor soos amper so Spider-Man, sy pootjies is so stikkerig. Hy kan ewen tot op die teen 'n muur uitbeweeg en in wintertye dan gaan kruip hy weg in die ceilings of in ligte of in die umbrellas. Hy gaan kruip daarin en sit hy daar vir die hele tyd. Dis baie oulik. Ek wens eintlik ek het een van hierdie gevang, maar wie weet, dalk sal nog 'n paar paddas in die vlei. Onthou Dieter, ek mag geduldig wees. Paddas dui op 'n gesonde ekosisteem en daarom word die populasie hier by Dune Ridge Country House gemonitor. Julle, ek het een! Die paddas word gevang, geïdentifiseer en dadelik weer in die vleiland vrygelaat. Kom ons kyk wat dit jy hierso. Sies, dit is 'n mooi vang. Dis die Cape Sand frog. Vir ons op ons frogging safari om hierdie een te kry. Hierdie is die koning vir ons om is amper soos die luiperd met die Big Five. Ek voel omtrent asof hy hier in my hand ingrawe. Ja, dan weet jy presies jy het die Cape Sand frog, want hy het plate op die agterbene. Daai plate het die sand toad nie.
En hy gebruik daai plate. Hy grawe homself in die sand in om weg te kry. Nou in die dag hy sal dit doen om uit die son te kry. Of as hy baie koud is in die winter, dan begrawe hy homself in die sand in. Die tradisie, 'n man sy eerste padda gevang het, dan moet hy hom soen. Ek weet nou nie of ek daarvoor kan sien nie. Okay. Kom aan, Dieter. Miskien net so piksoentjie. Maar ek het baie waardering vir wat julle hier doen, want ek weet paddas speel 'n baie belangrike rol in ons ekosisteem. En hierdie ouetjie is baie beter af op vrye voet. Kry sommer 'n padda aan my keel. Die Afrikaanse liedjie lui dat 'n padda 'n ding is wat spring. Wel, ons spring nou eers na 'n paar advertensies. Joanne Strauss deel wyshede wat sy oor die jare geleer het. Laat die wêreld ook 'n bietjie vir jou lui soms. Susan Beyers gesels oor nuwe rolle. Willie Plante erfstuk Ons kook met blare en Loukie Rothman doen sy ding. Bly julle is terug hier by ons in Higgovale, Kaapstad en ons kuierhuis The Avery. Die plek het verskeie leefareas met 4 slaapkamers wat strek oor 3 verdiepings. Kyk net hierdie lieflike hoekie wat ek ontdek het reg in die skadu van Tafelberg. En onthou, as julle ook hier wil uithang, julle ken nou al die storie, gaan kyk net op die Perfect Hideaways webblad, want al die besonderhede is daar. Dink julle nie ook Christel lyk soos 'n karakter uit 'n sprokiesverhaal nie? Hi! Is hierdie nie net die oulikste tuin nie? Dit voel asof as jy diep genoeg loer, jy eintlik 'n vuurtjie hier sal kry. O, maar wag, ek sien ons tafeldekor is nou aan die gebeur. Laat ek gaan handbys sit. Lenel, ek kom. Sjoe, maar sy kan darm 'n regte slawedrywer wees. Onthou, vandag werk ons met 'n botaniese tuintafel. Kom ons kyk hoe benader Heike dit. Heike, van 'n tuin onder Tafelberg na 'n tuin op 'n tafel. Wat ek probeer doen het, is om die tuin en die argitektuur van die huis te gebruik as inspirasie vir ons dekor op ons tafel. Soos wat jy gesien het, die huis se argitektuur is 'n bietjie donker, so ek het probeer om dit bietjie te verlig met ligte skakerings van groen, as ook pops van kleure van die granate en die vye. Ek love vrugte en ek dink veral omdat dit 'n huis is om vrugte op as deel van jou dekor te maak op jou tafel is altyd 'n goeie idee. So in opsomming, wat is lekkerder as om 'n granaat te vat, oop te breek en daai klank te hoor en die sap te sien spat. Ek bedoel dit sê net feesvier. Goed julle, hier's ek nou. Het dit jou lank genoeg gevat? Wel, ek moes 4 stelle trappe afklim. Ja, maar nie worry nie, ek het iets waarmee sy my kan help. Nee, dit is goed so. Bietjie my beurt om in die jacuzzi in te chill. Goed dan, vrou. Heike gaan ons wys hoe om 'n maklike geskenkie vir jou gaste te maak. So wat ek vandag vir jou gaan wys, is hoe om jou eie granaatsuikerskrop te maak, of dan pomegranate body scrub. Al dit klink lieflik. Al wat jy doen is, jy meng 'n koppie suiker met granaatpitte. Dan meng jy dit net lekker en dan gooi jy ook 'n koppie coconut oil by. Daarna skep jy dit in 'n ou konfytflesie, versier dit en jy het 'n pragtige DIY presentjie. Onthou om dit liefs in die yskas te hou of los die granaatpitte uit. Kyk net hier, eenvoudig maar pragtig. Ek gaan nou so 'n bietjie opvang met 'n voormalige pasella aanbieder wat in die area bly. So, van 'n mooi geskenkie na 'n besonderse mooi vrou. Ons ontmoet vir Joanne Strauss, besigheidsvrou en TV-persoonlikheid by die Company Gardens restaurant. Sy en haar man, Dr. Michael Held, het 'n seentjie van 1. Nou, dis waar jy my sal kry as ek nou nie kook nie, wat nogal baie dikwels is. Ek is mal oor hierdie restaurant. Dit is pragtig, dit is groen, dit is ook baie child-friendly. Ek kom natuurlik baie hier met my baba. Baie dankie. Baie dankie. Thanks so much. Gepraat daarvan, moederskap is seker vir jou een van die mees uitdagendste projekte ooit. Ja, dis uitdagend, maar dis ook die beste projek ooit. Ek is so lief vir my seun. Hy is so vol energie en lewenslus en ek's baie privaat met hom en soms vra mense okay, hoekom hou hy kom uit die media uit? Dis vir my een ding dat hy eendag wanneer hy groter is, self kan besluit of hy nou 'n Instagram rekening wil hê of hy nou ook 'n bietjie in die media wil speel. So ek geniet hom verskriklik baie. Dis vir my nogal
ongelooflik hoe 'n mens se oë oopgaan as jy nou ma word, want jy besef eintlik waaroor die lewe eintlik gaan. En dis vir my 'n baie belangrike punt nou in my lewe. Jy was maar net 19 jaar oud toe jy as mevrou Suid-Afrika bekroon is. Watter advies sou jy nou vir jou 19-jarige self gee? Ek dink op 19 was ek nogal baie ernstig en ek wou vir almal bewys hoekom ek mevrou Suid-Afrika was. En as ek nou terugdink, sou ek eintlik vir myself sê, ontspan, dis oukei. Jy weet wat jy doen, laat die wêreld ook 'n bietjie vir jou lei soms. Ek dink dis raad wat elkeen van ons kan volg. Jy reis seker nou baie minder nou dat jy ma geword het. Ek probeer 'n bietjie meer kieskeurig wees wanneer dit kom by reise. As ek nou terugdink, ek was baie geseënd om in my hele loopbaan met Pasella en dan ook met Tabilling baie plekke te sien. Ek onthou spesifiek St. Helena Eiland. Dis 'n ongelooflike eiland en baie min mense sal ooit die geleentheid kry om daarheen te reis. Met Tabilling het ek ook die geleentheid gekry om baie modeweke by te woon en dit was altyd lekker om Parys te sien en dan Londen en New York en al die fantastiese stede, maar ek is mal oor diere en in Thailand het ek die geleentheid gekry om met 'n olifant te reis deur die woud en ook 'n bietjie te leer van natuurbewaring in Asië. En as ek regtig daaraan dink, in my volgende lewe wil ek 'n natuurbewaarder wees. Dit klink beslis of jy al so 'n fantastiese vol lewe gehad het, maar is daar enigiets wat jy nog wil bereik of vermag? Vir my om 'n suksesvolle lewe te hê is om 'n goeie balans te kan handhaaf. Maar as ek regtig daaraan dink en ek wil 'n boodskapie daar uitstuur, sal ek sê ek sal nog baie graag nog 'n babatjie of 2 wil hê. Wel, dit pas haar beslis soos 'n handskoen. Nog 'n bekende wat in Higgovale woon, is aktrise Susan Beyers. Sy was onlangs in die films Strikdas en Konfetti. Daar is deesdae 'n groot ontploffing van Afrikaanse flieks en van hulle is op 'n internasionale vlak. Ag, ek is so bly daaroor. Dit gee vir ons werksgeleenthede. Ek self het al 'n paar geleenthede gehad en dit is lekker om te weet ons mense wil Afrikaanse flieks gaan kyk. Wat geniet jy die meeste van speel in Afrikaanse films? Dis heerlik om die ouma of die tante of die nare skoonma te speel en dis lieflik om met dieselfde tipe mense as jy op 'n stel te kuier. Môre Monique, die kinders lyk verskriklik warm as die lugverkoeling aan. Natuurlik mamma, hulle beklei die hele plan. Skepseltjies, jy kan koop op. Ouma gaan skink vir jou koeldrank. Dis nou nie aldag wat ek hier by jou huis kuier nie. So wat sal jy sê is die 3 dinge in jou huis wat die meeste spreek van jou? My stoep, want dis waar ons almal in die somer kuier en braai. My kaggel, dis waar ons almal in die winter sit te gesels en my hond, want hy's mos maar deel van my. Wel, terwyl ek en jy die uitsig van jou stoep geniet, kyk julle na die advertensies. Sien julle nou. Bonsais, sushi slaaie, murgpampoentjie blommetjies en 'n nagereg uit tulp, asook die erg talentvolle nuweling op die musiekfront, Loukie Rothman. Ons is in Higgovale tussen Gardens en Kloofnek. Dit en ook ons kuierhuis, The Avery, is 'n groen oase en waar daar groen is Willie. Lyk my vandag is ek heel op my eie, maar ek gaan vir julle wys hoe maklik dit is om 'n bonsai te doen en dan uiteindelik so 'n fantastiese boom in jou versameling te hê. So wat ons nodig het is die regte bak en die Japaneese praat mos nou juis van bonsai wat beteken boom in 'n bak. So hierdie groot gat wat goed is vir dreinering moet ons op 'n manier toe kry, maar mense sal hom moet bedek want al die grond gaan daar deurgaan en op die ou en het ons dan niks in die bak nie. So ek vat 'n stukkie aluminiumdraad, druk hom deur, maak 'n lissie wat hom dan stewig gaan vashou en dan is ons gereed om te begin plant. Hier sê ek nou, Willie, jy kan maar vir my wys. Wel, ek het eintlik heel goed op my eie klaar gekom, sien net dat jy my nie wou gehad het nie. Ag sis, Willie, en ek het dan nou juist vir jou soetant so 'n presentjie saamgebring. Lenel, nee, jy's welkom. Kom. Lenel, hier het ek nou klaar vir ons 4 dele potgrond gemeng met so 1 deel fyn grouwe klippies. Dit moet nou natuurlik belangrik vir dreinering, want hierdie boom moet regtig goed dreineer. As jy nou klaar jou boontjie gekies het wat in hierdie geval 'n spekboom is, kan jy hom versigtig uithaal, sy wortels heeltemal losmaak, want ons gaan hierdie wortels knip. En wat baie belangrik is, jy moet regtig dit in verhouding doen. So as daar onder 5 wortels oorbly, moet daar dieselfde verhouding takkies bo oorbly, want anders gaan hierdie boom baie swaar kry. So wat jy onder knip, moet jy bo knip. Bonsais word verder gevorm deur die takke met aluminium of koperdraad te manipuleer. Die draad moet teen die tak wees, maar nie so styf omgedraai word dat dit groei keer nie. So daar's nou regtig baie maniere hoe jy jou draad kan gebruik om hierdie boom te vorm. 'n Mens kan dit om die takkies draai. Jy kan selfs 'n groot tak vat en dit anker deur daai 2 gaatjies wat onder in die pot is, 'n lissie daar maak en so gaan jy 'n tak kan afbuig tot amper teen die grond.
Maak die draad in die boompie seer nie of hou ek dit sommer permanent aan? Baie belangrik wat jy vra, hierdie draad moet noukeurig dopgehou word. Wanneer jy gaan sien as hy te lank aanbly, kan die boom later in hom ingroei. Ons wil nie dit hê nie. So kyk maar gereeld, maak seker en haal dit dan af. En weet jy wat? Jy gaan uiteindelik so 'n pragtboom soos hierdie ene kry. Volgens oorlewering word die boomkuns reeds vanaf 200 jaar voor die begin van tyd beoefen. Maar wag, hier is vandag se vermaak. Dis mos Loukie en sy gitaar wat ek daar hoor. And you always taking me higher. Watch me fall straight to the ground. Christel, hoe gelukkig is ons twee nie om so geserenade te word nie? Omtrent, nê? Nou, vir die wat nie die sang ken nie, dit was die single Light These Fires wat groot golwe gemaak het nadat dit in 2014 uitgekom het. Ja, ek het die sang lank terug geskryf en nooit gedink regtig geen plan op die tafel gehad om 'n volle album uit te sit nie en dit het op die top 40 na nommer 3 toe geskiet wat ek baie verbaas oor was en toe vra almal vir my nou waar is jou CD en toe gooi ek my hande lig op en sê ek het nog geen CD nie en dit is nou 'n hele tydjie later en die album is ook nou klaar en hy's op pad so. Ek sien jy het sommer 'n hele collection gitare saamgebring vandag. Ja, ek het van 'n vroeë ouderdom af begin gitare versamel en ek het nou vir julle vandag spesifiek hierdie 3 gebring want die klank baie mense sal nou nie heeltemal altyd die verskil kan hoor as mense vir jou vra hoekom het jy so baie gitare nodig. Hierdie is 'n 6-snaar staalsnaar gitaar. Ek gaan sommer gou vir julle 'n liedjie speel wat klink ietsie soos dit. Dan gaan ek vir dieselfde ding speel op hierdie enetjie hierso. Hierdie is wat jy noem 'n banjo gitaar. Ek kan sien die body van die gitaar verskil bietjie baie. So jy kan dadelik hoor hy het 'n baie meer blikkerige klank. En dan hierdie is 'n resonator gitaar. Dit word meer gebruik vir baie meer blues tipe playing. So ek gaan vir julle dieselfde ding speel, jy hoor hy klink so. Ek neem aan julle kan dadelik 'n verskil hoor. Wel al 3 klink vir my ewe goed. Ek stem heeltemal saam, Lenel. So gepraat van visuele uitbeelding, 2 ouens wat kos kan laat praat op 'n bord is aan die weerskaf in die kombuis. Ek wil dit glad nie mis nie. Die manne van Slippery Spoon Kitchen is nie bang om smake en tegnieke van verskillende lande te meng nie. Vandag maak hulle 'n tipe tapas wat by ons botaniese tema inpas. Marius, hierdie sushi dis lyk so interessant. Ja, ons het vir jou sushi tapas slaai voorberei wat bestaan uit liggerookte salm saam met 'n Chinese prawn cracker. Ons het 'n sesame sushi rys driehoekie en gepekelde komkommer met fennel en om alles saam te trek is dit bedien op 'n nori blaadjie wat volgens die tema gelasersny is. Wel, jy het sopas my sushi obsessie na die volgende vlak toe gevat. En hierdie lyk asof dit uit 'n Japaneese zentuin kom. Ja, dis 'n tuna ceviche wat ons bedien het bo op 'n bitter sesame blaar en om die botaniese element in te bring het ons hibiscus blom blaartjies gesprinkel bo-oor. Dit is so mooi, ek wil dit nie opmors nie, maar ek moet dit proe. Kyk, ek weet ons kos moet pragtig lyk, maar die belangrikste natuurlik is hoe dit smaak. Sê ek ook ons. Julle, dit vat my somme reguit Peru toe, want die volgende. Wat van 'n aperitivo in Italië? Si, gentiliomo. Die belangrikste element van hierdie tapas is hierdie pragtige murgpampoentjie blommetjies en dit word gevul met 'n murgpampoentjie baba ganoush. Baba ganoush is tradisioneel Midde-Oosters en word met eiervrug gemaak, maar vandag gaan ons dit maak met die murgpampoentjie. Hulle word in tempura deeg gerol en dan gediepbraai tot bros. Die tempura murgpampoenblommetjies word bedien met 'n anchovies jogurtsous, dennepitte, rissie en swart soutvlokkies. Sjoe, julle so tussen die blomme en die blare het julle my regtig beïndruk met julle fees vir die palet. En hier is ons nou by die nagereg.
Ja, ons is nogal bly oor die tema want een van ons bekendste nageregte is 'n roos malva lekker wat ons binne 'n vars stilp bedien wat natuurlik perfek is vir die geleentheid. En niks is natuurlik meer tropies as piesang nie. So vir die tweede nagereg het ons gebakte piesang wat toegedraai is in piesangblaar. En dit word gebak saam met 'n ramstroop en dan bedien ons dit met 'n piesang solby. Ons het bedryf met 'n rooi russie olie. Ek is nou regtig opgewonde. Ek hoor die gaste is aan die gang buite, so laat ons die kos op die tafel kry. Ek groet julle tot volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Kuiertyd.